Nasie in gesprek word met trots aan jou gebring deur Afgri en Jack, Graan SA, John Deere, Monsanto, Netbank en Senbest. Goeiemôre en welkom by nog 'n sessie van Nasie in gesprek. My naam is nie Theo Foster nie, maar Johan Kirsten en ek sal hierdie sessie vir u lei in hierdie periode. Ek het twee gaste wat bekend is aan meeste van die mense in georganiseerde landbou, Nick Vink en Piet Kroukamp. Baie welkom julle. Ons het die drie van ons is eintlik bekende by die landbouorganisasies in Suid-Afrika. Ons het almal al gereelde basis by gesprekke en konferensies opgetree. So ons het besluit ons wil vandag bietjie oop en reguit praat, want dit is inderwaarheid so dat ons gewoonlik in hierdie politieke bestel van Suid-Afrika, waar mense versigtig is, nie normaalweg reguit met mekaar wil praat nie, en die heilige koeie wat daar bestaan, nie wil aanspreek met oop debat nie. So ons is 'n drie kontroversiële persone by mekaar, en ons gaan probeer om 'n paar aspekte aan te spreek. So ons het so drie breë temas, ons mag dalk uitwyk in die drie temas. Eerstens gaan ons praat oor die landbouorganisasies, georganiseerde landbou spesifiek. Dan gaan ons bietjie oor grondhervorming praat en dan laastens oor megaboere. En dit is die soort van breë temas en ons gaan basies kyk of ons in wese hierdie gesprek kan aanvoer. Ek wil ter inleiding miskien in die eerste onderwerp aanvoer en dit gaan oor georganiseerde landbou. Ek het dit sommer gemaak georganiseerde landbou, landboupolitiek en die verhouding met die regering. En ek wil so 'n paar inleidende opmerkings maak vir julle en dan kan julle miskien daarop inkom en ek sal natuurlik my eie mening ook gee en in wese dan gaan ons 'n lekker debat rondom hierdie proses hou. So as ons dan die landbouorganisasies kyk, is daar 4 basiese organisasies wat boere verteenwoordig in Suid-Afrika. Ons het Agri SA wat rofweg 20,000 lede het, NAFO wat so 840 het, Afasa wat enigiets wissel tussen 3,000 tot 14,000 lede en dan ook TLI SA wat in die orde van 5,000 lede het. Het was nogal 'n taak om hierdie ledetalle te kry want meeste van die ouens het nie eens geweet hoeveel lede hulle het nie, so ons moes 'n bietjie delf. So dis nogal interessant. Wat my pla in hierdie ondersoek en so breedweg 'n verskil van wat aangaan is die feit dat NAFO en Afasa het so 'n bietjie van 'n ideologiese en leierskap verskil. Afasa is basies gebore uit NAFO se mislukking en dan in Agri SA en TL is daar ook natuurlik nou verskille in menings en opinies en oor die hele land se bestuur. Wat interessant is, KwaNalu wat geaffilieerd is by Agri SA is 'n baie geïntegreerde organisasie waar almal deel is en swart boere, gemengde boerdery, hele lot is bymekaar in KwaNalu saamgevoeg. En dan het ons natuurlik al die kommuniteitsorganisasies. Ons is nou spesifiek hier by Nampo vandag waar Graan SA 'n belangrike kommuniteitsorganisasie en dis geaffilieerd is by Agri SA en dan het ons Melk SA, ons het Aardappel SA ensovoorts. En almal het in 'n mate ook swart lede by hulle gemeenskappe of hulle organisasies ter sprake. Nou die vraag is natuurlik nou hoe kry ons werklike eenheid onder ons boere? En ek het al so 10 jaar terug het ek my kop uitgesteek en gesê ons het 'n verenigde landbouorganisasie nodig sodat die regering een punt het om mee te gesels. Een punt om boere se belange te behartig. Ek het so ver gegaan en gepraat ons met die United Farmers Union of South Africa Forum, UFASA. Maar baie mense het gedink ek is mal, arme professor Kirsten weet nie waarvan hy praat nie. Hy verstaan nie die landboupolitiek nie. Maar die vraag is dus, het ons nou eintlik maar apartheid verder geïnstitusionaliseer in hierdie proses? Is dit nie tyd dat ons hande vat en regtig saamwerk nie? Is die politiek so diep dat ons nie hierdie eenheid in landbou kan bewerkstellig nie? Nou, ons goeie vriend Mohammed Karaan het so tyd gelede 'n inisiatief van stapel gestuur as deel van die nasionale ontwikkelingsplan waar ons dan gekyk het na die Agriculture Sector Unity Forum en as 'n poging om eenheid te bewerkstellig. So dit is die aanvoer na hierdie debat toe en ek wil dus by Piet by jou begin en dan hoor is dit onnodig om na eenheid te strewe? Jy het net ons die opmerking gemaak, weet ons kan strength in our diversity is dalk beter, maar is dit 'n problematiek vir landbou so vooruitgang dat ons so verskillende organisasies het? Speel die regering ons te mekaar af of hoe is die situasie? Ja, kyk, diversiteit is goed.
dit hang af wat die fokus van die diversiteit is. Nou, as dit 'n politiek-ideologiese lyn is, dan ondermyn ons mekaar. As jy van 'n sê nou maar van 'n konservatiewe stryd hoek af inkom en 'n ander een van 'n liberale hoek af en die ander een kom van 'n kommunistiese hoek af, dan gaan ons mekaar nooit vind nie. Maar diversiteit is baie goed as jy ook 'n gemeenskaplike fokus het, né? Met ander woorde, jy kan van verskillende sektore van die land afkom, jy kan verskillende invalshoeke hê, maar dan met 'n fokuspunt wees. En ek het altyd gesê in die verlede toe ek die indruk gehad het dat die regering die nasionale ontwikkelingsplan ernstiger opvat as wat hulle in werklikheid doen. Dat ek gedink dit is die een plan wat ons 'n fokuspunt gee. Daar ergens binne daai plan kon ons almal iets kry wat ons gedink het as ons hierdie suksesvol maak, dan beweeg ons ergens heen met landbou. En ongelukkig dink ek die regering het baie min belangstelling om die nasionale ontwikkelingsplan te maak werk. En ek dink ook ek dink nie noodwendig hierdie tipe van eenheid waarvan jy praat is goed as dit gaan oor ons moet as een stem praat nie, want ek vertrou nie daai stem nie. Ek dink ons moet met verskillende stemme praat. Dis juis omdat mense in landbou met verskillende stemme kan praat, wat hulle bereid is om te praat. Die oomblik wat jy voel maar jy moet konformeer tot 'n ander stem, as jy die TLU moet nou hulle moet hulle stem voeg by Afasa byvoorbeeld, dan gaan hulle stil word, verstaan jy? So ek dink almal moet gesels, maar dis jammer dat ons 'n ideologiese invalshoek het. Ek vermoed dit sal baie meer effektief wees as ons kom ons skaar ons rondom die ontwikkelingsplan. Kom ons kyk na die tegnokratiese aspekte van bemagtiging, van grondhervorming, van landelike ontwikkeling, van plaasontwikkeling, van boerderontwikkeling. As ons kyk na die tegnokratiese aspekte, dink ek daar's geweldig baie konsensus, meer as wat ons besef. Maar ongelukkig kom ons beteken met 'n ideologiese raamwerk by die tafel aan en dan vervreem ons mekaar nog voor die gesprek begin. Ja. Goed, Nick, jy raak nie baie optimisties oor die eenheidsgesprekke nie. of opgewonde oor die eenheidsgesprekke nie. Nee, ek dink kom ons begin soort van bietjie terug aan die geskiedenis. Ons kyk na hoe nodig dit is om hierdie soort van landbouverenigings te hê. En ek dink nie daar's eintlik veel twyfel daaroor dat jy weet as ons vat van die dae van die Suid-Afrikaanse Landbou-Unie deur na Agri SA en dan al die ander organisasies waarvan jy gepraat het, daar is 'n rol wat hierdie goed moet speel. Maar mense moet baie versigtig wees dat jy daai rol reg speel. En dit is een ding wat ek dink die geskiedenis vir ons kan leer is hoe om dit nie reg te speel nie. Ek weet nie of hoeveel mense in die gehoor dit besef nie, maar die regering in Suid-Afrika het rondom 1983 het 'n besluit geneem en van daar af het die hoeveelheid subsidies na die landbou wat na die landbou toe gaan, het begin afneem. Dis 'n proses wat oor 2 dekades plaasgevind het, maar hy het begin in die vroeë 1980s. En as 'n mens kyk na die meting van subsidies, soos wat ons vroeër gedoen het, die produsente subsidie ekwivalent. Hy maak sy draai in daai periode tussen 1980 en 1985. En van daar af het hy soos 'n klip geval. Die Suid-Afrikaanse boere was in daai periode nog gesubsidieer tot die mate van omtrent 30% van hulle totale inkomste. Wat baie hoog was in terme van jou ontwikkelende lande in die wêreld. Dit was omtrent op dieselfde vlak as wat hulle in die VSA en bietjie laer as die Europese Unie in daai tyd. Ons het 10 jaar daarna was ons subsidies op 'n vlak van Australië en Nieu-Seeland en sekere plekke waar die subsidies so tussen 0 en 5% getrek het. Nou wat het gebeur in daai tyd wat gemaak het dat dat die subsidies so vinnig onttrek is? Wel, baie eenvoudig. Andries Strenig het weggebreek van die Nasionale Party en die boere het agter hom aangeloop. Die platteland in die ou blanke grondwet het opgehou om die regerende party te ondersteun. En jy weet, dis die bargain in die landbou. You vote for us and we'll support you. Jy weet, as jy nie vir ons gaan stem nie, gaan ons nie vir jou die ondersteuning gee nie. So ek dink dis jy weet in baie groot opsig is dit wat 'n mens in gedagte moet hou as jy vandag praat oor georganiseerde landbou. Dit help nie om te kla dat die regering nie vir jou help nie, terwyl jy aan die ander kant absoluut die hele tyd krities is oor die regering nie. Dit help nie om te kla dat die regering jou nie help nie, as 'n mens eintlik onbeskof is teenoor politici. Jy weet, in hulle persone, jy weet in die forums wat ons skep waar ons die geleenthede het vir gesprekke saam met hulle. In die pers. Jy weet, so kan ek aangaan. Ek meen dit is ek sê nie mense moenie onbeskof wees teenoor politici nie. Baie van die tyd verdien hulle dit. Maar jy moenie dit doen en dan verwag hulle gaan jou help nie. Ek dink dit is jy weet dis eintlik die onderliggende storie. So
ek stem Piet, heeltemal met jou saam. As jy mense dit uit die ideologiese oogpunt gaan probeer dryf hierdie eenheid, dit gaan nooit werk nie. Die motorindustrie, ek dink Mike Schuster het al baie daarna verwys. Hulle het daarin geslaag om 'n kompromie met die staat aan te gaan. En dit het niks te doen met die feit dat die meeste mense wat in daai fabrieke werk noodwendig vir die ANC stem nie, maar dit was 'n technokraties, finansiëel sinmakende kompromie wat aangegaan is. Ek dink ons is te veel kerke, ons is te veel organisasies en ons is te uiteenlopend. Ons kan nie noodwendig 'n politieke kompromie met die regering aangaan nie, maar kan ons 'n technokraties een aangaan? Een wat sê dis tot jou voordeel en dis tot my voordeel finansiëel as die ding werk. En as jy ons betrek by die ding, kan ons vir jou politieke voordele inhou. Met ander woorde, as ons bemagtiging effektief doen, wat ons kan doen, want ek kan nou vir jou sê die staat kan nie bemagtiging doen nie. Hy kan nie eens grondhervorming doen nie, die boer moet dit self doen. Landbou moet self daarvoor verantwoordelikheid neem. As ons dit doen, as ons inkoop dan sê ons sal dit namens jou doen. Ons sal vir jou wys daar's 'n dividend te lewer en dit het 'n politieke voordeel vir jou. Ons sal vir jou die krediet gee daarvoor. Dan dink ek gaan jy 'n kompromie op 'n ander vlak aan. Ek dink nie jy kan ideologiese ooreenkomste aangaan. Ek dink dit is baie belangrike punte wat julle nou genoem het. So ons kyk na nasie in gesprek. Ons gaan gou vinnige breek neem en dan kom ons weer terug en sit die gesprek voort met Piet Kroukamp en Nick Vink. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Ons gesels oor 'n paar heilige koeie in die landbou. Ons het begin om te gesels oor die georganiseerde landbou en die behoefte aan eenheid. En my twee debatsvriende hier, Piet Kroukamp en Nick Vink, het my 'n bietjie afgeskiet en gesê dat hulle nie heeltemal voel dit is nodig om te worry oor eenheid in die landbou nie. Maar ek wil tog die vraag vra, weet en Nick, het jy die ding gehardloop rondom die element van die politieke ondersteuning wat lei tot beter bedelings vir landbou en vir die boere. Is die behoefte aan eenheid nie onder daardie vaandel gebring nie? En is die transformasie van landbou, sal dit nie ook in 'n wese dan vir ons sê, maar ons het nou eintlik die landbou geïntegreer, ons is een. Is dit nodig om hierdie raspolitiek nog in landbou te hê? Wel, jy weet, as jy mens dink transformasie is 'n proses wat nou moet begin, of wat 10 jaar of 20 jaar terug begin het en wat oor 'n tydperk gaan duur en dan gaan dit ophou, dan kan jy seker so redeneer, maar transformasie is iets wat met ons gaan bly vir die volgende paar dekades, dink ek. Ja. En so in daai opsig is dit nogal moeilik om te dink dat jy op 'n punt gaan kom waar jy sê, okay, nou is die landbou nuut, nou kom ons gaan praat nuut met die regering of met die owerhede, jy weet, oor wat gedoen kan word. Kyk, jy weet die woord transformasie, né, beteken verskillende goed vir verskillende mense in Suid-Afrika. As ek na minister Nkwinti luister, hy praat van regime change. Hy praat van transformasie nie. Hy wil al hierdie grond vat en hy wil dit soontoe van wit oordra na swart toe. Dis die retoriek, né? Maar as jy nou gaan kyk na sy begroting, dan sien jy daar's niks daarvan nie. As jy gaan kyk na die wette wat uitgevaardig word, dan sien jy daar's omtrent niks daarvan nie. En my vriend Theo die Jager sê graag, as jy van ons en hulle moet praat, we didn't give up an inch yet. Ons het nog nie werklik 'n duim aan radikale grondhervorming afgestaan nie. Ek dink as om terug te kom tot die punt van konsensus en eenheid in landbou. Ek dink die enigste ding wat ons vir boere moet doen is om vertel dat die laaste 20 jaar het niemand meer getransformeer in Suid-Afrika as boere nie. Dit is hoekom hulle geweldig suksesvol is. Hulle het aangepas by geweldige veranderende omstandighede op 'n enorme skaal. En die feit bestaan is hulle is waarskynlik nou een van die meer suksesvolle industrieë in Suid-Afrika wat aanpassing betref. So just take it one step further. Vat verantwoordelikheid vir transformasie en doen dit effektief, want jy het die kapasiteit, jy het die leierskap strukture, jy het die finansiële kapasiteit, jy het die bestuurservaring daarvan. En ek kan nou vir jou sê dis heeltemal moontlik en ek dink dit is die enigste sektor wat die bedryf kan verander, polities ook kan verander, is wanneer die boere dit self doen. So die boer moet inkoop op transformasie, maar dit is hoe dit aan hom aangebied word as 'n politieke konsep, dat hy 'n natuurlike weerstand teen het. Maar as jy daai konsep verander en jy sê vir hom, luister man, dit gaan oor bemagtiging, dit gaan oor die oordra van kapitaal, dit gaan oor die inkorporering van swart Suid-Afrikaners by die ekonomie en dit gaan daarom om die koek groter te maak. Nie om die koek te verdeel nie, let's make it bigger. Kom ons maak die koek groter. Ek sê nou vir jou, ek wonder of Nicola nie al die moeite gedoen het, want ek dink iemand moet die moeite doen. As jy gaan kyk na die projekte wat deur boere, kommersiële boere en megaboere self van stapel gestuur is wat bemagtiging betref, wat oordrag van grond betref, oordrag van kapitaal, ekspertise betref. As jy dit gaan kwantifiseer, gaan dit wat die staat gedoen het verdwerg. Ek sê net vir jou. So wat ek sê is, laat die boer inkoop op transformasie en laat hy dit doen, want
ek vermoed hy is die mees effektiewe bestuursmeganisme So daarvan. eintlik wat ons sê is ons moet eintlik hierdie onnodige energie rondom hierdie eenheidsding eintlik los en op die regte transformasie aspekte fokus. En transformasie is natuurlik meer as net nommers en getalle. Hou vir minister kwaad wees, hou vir die ANC kwaad wees, hou vir Zuma kwaad wees. Ja. Skuif daai model Perfect. apart en ek sê net vir jou, jy kan jou teenwoordigheid legitimeer, né, en vestig deur deel te neem aan 'n proses wat sin maak om die koek groter te En maak. eintlik beter goed doen vir die Aansienlik meer landbou. effektief. So dit bring ons dan by die punt wat jy net geopper het en dit is die hele kwessie van grondhervorming, jy weet, want ek dink transformasie in die landbou lê tot 'n groot mate by grondhervorming en ons praat baie oor grondhervorming, maar ons wonder partykeer of hierdie aspekte wat jy nou net sopas genoem het raak gesien word, want as ek die statistiek nou kyk, weet ek net so 'n bietjie lees. Herverdeling tot in Maart 2015 4.5 miljoen hektaar. Restituisie tot by Maart 2014 3 miljoen hektaar. Staatsgrond wat reeds in landbou besit is. 'n Landbougrond wat reeds in staatsbesit is. Wat is nou staatsgrond is 'n hele klomp, is omtrent 17 miljoen hektaar in totaal, maar landbougrond wat in staatsbesit is 4 miljoen hektaar. En dan kom ons by hierdie privaat transaksies waar swart boere grond koop wat nie deur die grondhervormingsprogram gaan nie. Die mega boere wat hulle rol doen, dan my skattesyfer is 2.5 miljoen hektaar. Dan is ons by 17% van die totale verdeling. Of 70% van ons teiken het ons al bereik. Maar nou die vraag is, vertel vir ons bietjie hoe dryf hierdie groot boere hierdie grondhervormingsproses wat eintlik baie meer sinvol is as die staatsgedrewe proses. En Nick, jy het nou 'n spesifieke ondervinding wat jy vir my vertel het al van die Witzenberg gevalle studie. Wat is die motief? Wat is die model? Hoe werk dit? Hoe suksesvol kan dit wees? Ek dink daar was gister 'n gesprek oor die Witzenberg inisiatief hier gewees wat baie interessant was. Ek wil eintlik een stap voor dit begin. Ek dink wanneer 'n mens dink oor grondhervorming in Suid-Afrika, die grootste tragedie wat met ons gebeur het was 22 jaar terug toe die Wêreldbank die hele debat oor die beleid van grondhervorming oorgeneem. Hy het absoluut oorheers. En eintlik het niemand opgestaan en vir gesê maar julle probleem is julle verstaan nie Suid-Afrika nie. So wat ons gekry het was 'n soort van 'n poging om 'n one size fits all grondhervorming te kry waarvoor hulle aanvanklik mense subsidies gegee het van R14.000 elk om mee te gaan grond koop. En niemand het gedink dis belaglik nie. Jy weet almal het soort van halfsaak daarmee saamgegaan. En daar was mense wat dit teëgestaan het van die begin af. Maar hulle is nie geluister nie. So dit was 'n probleem geweest. Wanneer ons praat oor grondhervorming in Suid-Afrika is die fundamentele onderliggende ding wat 'n mens moet aanspreek is die feit dat ons 'n geweldige diversiteit het van natuurlike hulpbronne. So van een deel van die land tot die ander, van een provinsie tot die ander, van een distrik tot die ander, om die waarheid te sê in baie gevalle van een kant van die plaas tot die ander kant van die plaas, het hierdie geweldige diversiteit in natuurlike hulpbronne. En dit is nie net die grond nie, dit is die water, dit is die klimaat, dit is die hele werke. So dit moet ons in ag neem. Jy kan nie soos in Indië of in Pakistan waar jy besproeiingsprojekte van 2-3 miljoen hektaar het wat elke plaas presies dieselfde lyk nie. Jy weet ons kan nie op daai grondslag kan ons nie reageer nie. Ons het ook diversiteit in die mense, in die boere. Wat strek van absoluut ongeletterd tot die beste boere in die wêreld wat ons hier het. So daai diversiteit is ook iets wat jy in ag moet neem. En natuurlik, die rede hoekom ons sit met hierdie probleem is dat ons hierdie geweldige diversiteit in geskiedenis het. Mense se ervaring van die geskiedenis, die dinge wat met hulle gebeur het in die geskiedenis, dit het alles verskil. Nou as jy dit nie inbou in jou beplanning en die uitvoering van grondhervorming, dan het jy verloor voor jy begin het. So hoe doen jy dit? En die kern daarvan is plaaslike oplossings. Jy moet mense bemagtig op plaaslike vlak om na oplossings te kyk. En jy moenie vir hulle, jy kan vir hulle riglyne gee, maar jy moenie vir hulle sê dit kan julle doen, daai kan julle nie doen nie. Jy kan nie sê almal moet R14.000 kry om grond te koop nie. Jy weet jy moet die ding bietjie oper maak. En laat mense kan eksperimenteer en laat ons kan kyk na wat werk. Ons weet reeds van baie goed wat wel werk. En jy weet so jy moet die ding oopstel. So dis die eerste baie belangrike ding wat ons in ag moet neem. Die tweede ding, en dis weer eens met nabetragting, dit was duidelik geweest reg van die begin af, dat ons in 'n probleem gaan inloop, maar met nabetragting weet ons nou dat dit waar is, en dit is dat jy kan nie mense op grond sit en dan nie ondersteuningsdienste gee nie. Nou, die probleem
En die nuance wat nou ingekom het, wat ons nou uit die ondervinding geleer het, is dit help ook nie om ex-post agterna ondersteuningssisteme in plek te sit nie. Want die ondersteuningssisteme gee vir jou 'n aanduiding van of die boerdery wat jy wil navolg, of dit winsgewend gaan wees of nie. Met ander woorde, dit moet in plek wees voor jy gaan boer. Voordat iemand sê, okay, ek gaan die risiko neem, want jy weet, ek sien my heenkome daar. So daai ondersteuningsgoed moet in plek wees. Dis ongelukkig een van die goed wat met die deregulering van landbou en die liberalisering van die beleid wat in die slag gebly het. En dit het alles na 1994 gebeur. Al die ondersteuningsdienste wat ons in plek gehad het, in daai dae geskoei op kommersiële landbou, uit die aard van die saak, maar die goed is alles net weggevat, dit het alles verdwyn soos mis voor die son. Die subsidies vir bewaringswerke, die marktoegang, die mate waartoe die staat gehelp het om boere marktoegang te kry in oorseese markte. So kan ek aangaan tot, jy weet, as julle my aan die gang kry, dan sal ek aangaan vir baie lank. Maar al daai goed moet in plek wees voor die tyd. So dis die twee groot lesse wat ons geleer het. Ons is nou weer terug om te gesels met Piet Kroukamp en Nick Vink. Ons vat net 'n vinnige breek. Sien julle nou weer. Baie welkom en welkom terug hier by Nasie in Gesprek. My naam is Johan Kirsten. Ek gesels oor 'n paar heilige koeie in die landbou met Piet Kroukamp en Nick Vink. Ons het al twee van hulle amper afgeslag, maar ons wil die laaste een nog bietjie beter tackle. En dit gaan oor grondhervorming en Nick het 'n lekker voor die breek 'n paar interessante aspekte van grondhervorming genoem en Piet, jy wil nou miskien die argument verder uitbou. Ja, daar's 'n ander aspek van grondhervorming wat die toekoms betref en ek dink dit gaan 'n bietjie aansluit by wat Nick net gaan sê en dit is grondhervorming het 'n ander dimensie ook in Suid-Afrika en ek vermoed as 'n mens kyk hoe die ding ontwikkel wat tegnologie betref en boerderymetodes betref, gaan Suid-Afrikaners waarskynlik aansienlik minder grond in die toekoms nodig hê om te doen presies wat hulle nou doen. En dit in 'n sekere mate kan die druk verlig op sê net maar die beskikbaarheid van grond. Hoewel ek nie dink daar's enigstens 'n tekort aan grond in Suid-Afrika as ons werklik wil grond herverdeel nie. Ek dink ons het 'n politieke probleem, nie 'n werklike grondprobleem nie. Maar as jy dink boere in Suid-Afrika, kom ons dis 'n teoretiese syfer. Sê net maar daar was in 1990 daar was 100,000 boere gewees in Suid-Afrika of 120,000 en vandag in Suid-Afrika is daar 40,000. Die vraag is altyd nou wat het geword van die ander 100,000? Nou die ander 100,000 as ek sê altyd vir boere is jou die faktor wat die grootste enkele kenmerk was van die oordrag van grond, van eienaarskap van grond in Suid-Afrika was ekonomie van skaal. Met ander woorde jou buurman langs jou het jou plaas kom koop as jy oneffektief boer. En dit is die kernwoord wat in die toekoms gaan ter sprake wees, die mate waartoe ons grond effektief gebruik of boerdery effektief doen. Nou as boere self verantwoordelikheid neem vir grondhervorming en jy lê die klem op effektiwiteit en jy lê die werklike klem op produktiwiteit, dan dink ek dit is moontlik om swart Suid-Afrikaners te betrek, nie noodwendig by grond as 'n kommoditeit nie, want ek dink nie dit is waar die werklike waarde toevoeging kan plaasvind nie. Dit gaan oor die benutting van die grond. By die benutting van grond. Nou ek dink dit is toenemend wat ons as die minister moet praat met hom sê, kom ons praat oor die benutting van grond, want dit is waar boere bydra kan maak eerder as geen boer wil 'n stuk van sy grond weggee nie. Maar dit is ook nie meer eintlik werklik nodig nie, dink ek. Ek dink by die benutting van grond kan ons die werklike oordrag van waarde in Suid-Afrika kry. En ook wat ons vanoggend in die vorige sessie gehoor het van die integrasie met die waardeketting. Jy weet, dis eintlik daar waar die grootste waardeontsluiting plaasvind, is laer af in die waardeketting. So as jy die twee kan koppel, is dit eintlik 'n baie lang proses. Maar gesels 'n bietjie oor die plaaslike oplossings wat jy ek dink jy weet dit was nou 'n lang aanleiding geweest eintlik vir wat in Witzenberg aangaan. Vir die van julle wat nie weet van die Witzenberg inisiatief nie. Dis 'n klomp boere in Ceres. En dis nou nie toevallig nie. Ek dink dis heeltemal jy weet 'n kenmerk van daai omgewing is dat daar's ten minste 4 van die heel grootste boere in die land waarvan as ek reg onthou almal al onderhoude met jou gehad het wat so 'n paar jaar terug bymekaar gekom het en besluit het maar elkeen van hulle is besig met bemagtigingsprojekte. En hulle weet die druk neem toe op boere om by grondhervorming betrokke te raak. So hulle het gesê maar kom ons sit by mekaar wat ons mee besig is en ons kyk of daar iets daarmee gedoen kan word. Hulle het dit gedoen en toe het hulle met die munisipaliteit gaan gesels om te hoor of hulle die ondersteuning van die plaaslike munisipaliteit kan kry om vir hulle te help met hierdie hele proses.
Daar is nie so iets soos grondhervorming wat sonder die regering kan plaasvind nie. In Ceres is die faktor wat die grootste tekort is water. En as jy meer water wil hê, dan moet die departement van waterwese vir jou lisensies en permitte en sulke goed gee. So jy moet met hulle onderhandel daaroor. En hulle het net gevoel dat as hulle die munisipaliteit aan hulle kant het hulle 'n groter kans om daai onderhandeling suksesvol uit te voer. Hulle het ook gesien, maar wat hulle mee besig is het eintlik 'n baie groter omvang as wat hulle aanvanklik gedink het. En hulle het toe besluit om dit bietjie uit te brei en oop te maak vir ander produsente in die omgewing. So dit baie vinnig het dit 'n plaaslike soort van 'n opsie begin raak. Jy weet, dis daai gemeenskap wat die ding aan die gang gesit het. Hulle het ook, jy weet, omdat hulle baie geharde besigheidsmense is, het hulle besef om hierdie ding te dryf, het jy 'n jockey nodig. Jy het iemand nodig wat met passie die ding gaan ondersteun. En toe hulle dit toe gekry. En die ander ding wat hulle gedoen het wat baie slim is as 'n mens vandag in Ceres inry in die dorp in, dan is daar 'n grondhervormingskantoor. Dus die Witzenberg initiatief staan na bo. Dis nie die staat se kantoor nie. Dit is 'n privaat, dis daai boere se eie inisiatief. So enige ou wat betrokke raak by die program, het sy as 'n begunstigde, ek het 'n gevoel ek wil 'n plaas kry of ek wil opleiding hê of wat ook al, of 'n boer wat ook wil deelneem aan die proses, of die ou van waterwese wat wil weet met wie jy moet praat. Weet waarna om te gaan, want soos jy in die dorp inry, kry jy daai kantoor en hy is daar beskikbaar vir almal. Maar ek dink die voorbeeld wat hy noem, Piet, praat ook met jou ding waar jy sê die boere moet eintlik die leiding neem. En ek het ook al gesê dat baie van die privaat aspekte van grondhervorming werk beter, werk vinniger, is meer doeltreffend as waar die staatsprogram in werking tree. En dis eintlik maar die basis van ons proses, jy weet. En ook het praat met die nasionale ontwikkelingsplan wat sê daar moet 20% van elke distrik herverdeel word. Dit is dit op distriksbasis is, nie meer in ag die diversiteit, jy neem in ag die politiek, jy neem in ag die diversiteit van mense en in wese kan dit eintlik baie meer suksesvol wees. Die plan wat Agri SA op die tafel gesit het by een van hulle kongresse so 'n jaar of 2 terug, wat eintlik ook grondhervorming aanspreek en sê maar ons doen dit op hierdie manier en al wat eintlik nodig is 'n staatswaarborg en jy voer die ding uit. Het jy regtig al hierdie prosesse nodig om land ceilings op te sit? Moet jy 50-50 beginsel hê? Baie van hierdie beginsels is op 'n 50-50 beginsel amper. So Piet, wil jy kommentaar lewer op hierdie voorbeelde? Ons moet een ding onthou, as ons praat van die boere wat die kapasiteit het en noem dit nou maar die selfvertroue het, die institutional memory het om aan hierdie projek deel te neem, is dit eintlik maar die rondom 8000 boere in Suid-Afrika, as jy aanvaar 20% van die boere is werklik ekonomie van skaal, groot ekonomie van skaal boere. Die ander 32000 word wesentlik bedreig, want ek dink die syfer word ook maar los en vasgenoem wat hulle sê net maar hulle netto wins 250-350 000 per jaar. Hoe word so 'n boer betrokke sonder dat hy ergens iets moet afstaan wat hy alreeds nie het nie, verstaan jy? So dit is ek mens moet versigtig wees as jy van hierdie model praat en dit toepas op alle boere. Ja. En ek dink baie keer ons werklike probleem is om die gewone boer wat op die familieplaas boer, wat effektief boer, hoe betrek ons hom by die proses? Hoe koop ons legitimiteit by hom vir die proses? Ja. Want ek dink dis waar die werklike senuweeagtigheid lê. Okay. Ek wil een laaste heilige koei miskien opbring voor ons hierdie sessie afrond. En dit is dan oor die swart boere wat toegang kry tot grond onder die PLAS-program waar die staat die eienaar bly van die grond en die boer neem die gebruik van die grond oor, maar het geen toegang tot krediet, geen toegang tot ondersteuningsdienste nie, wat basies 'n plakker op daardie grond word. Jy het enige mening daaroor? As jy vir minister Quinty spesifiek die punt oor maak, dan klink dit asof dit totaal by hom verbywaai. Hy het geen begrip daarvoor dat hierdie persoon wat effektief boer, wat bome plant op sy plaas, wat 8 jaar vat om te begin dra, hy sit met 'n 5 jaar kontrak. Watter sin is daarin vir hom om weer bome te plant vir 8 jaar as hy nie weet hy gaan daai 5 jaar kontrak hê? Maar is daar ek kan nie verstaan hoekom die staat nie daai titelaktes wil oordra nie. Is daar 'n politieke motief agter dit? Wat kan jy 'n bietjie dan moet iets daarvan wees, want as jy kyk byvoorbeeld na hophuise, né? As 'n hophuis jy's veronderstel om die titelakte te kry van 'n huis. Wie hoe moeilik dit is om 'n titelakte vir 'n hophuis uit die regering uit te kry. Dis 'n voltydse job. Daar's mense wat in die privaat sektor wat geld maak daai deur mense daaraan te herinner dat daai huis eintlik aan hom behoort, dat hy die titelakte behoort te kry en dan die regsproses in die gang sit, maar die staat gaan vir hulle glad nie help nie om my waarde te sê die staat is 'n weerstand teen daai proses. So ek dink sonder om nou vreeslike politieke ding oor die ding te maar iets sê vir my dat die staat
dis 'n magstryd om te beheer en om soveel as moontlik onder hulle sê maar binne hulle domein te kry. En ek dink dis 'n kopskuif wat gemaak moet word. Nou ek moet vir jou sê nie alle staatsdepartemente het daai ingesteldheid nie. Dit kom by grondhervorming voor, kom by kwintie voor, kom by landbou bietjie voor. Maar ek dink dit hang af met watter sê maar constituency word hulle gekonfronteer wanneer hulle met die samelewing omgaan. Dit kom nie byvoorbeeld by finansies voor, die kom nie tesorie voor, die verstaan, daar's ander departemente wat 'n ander ingesteldheid daarheen sit. En ek dink die idee wat ons moet doen is om een of ander manier 'n tegnokratiese plan te kry waar elke minister moet inkoop op 'n sentrale idee van hoe moet die land bestuur word. Ja. Dit is net in grondhervorming, dit is net in landbou wat jy die geweldige interventionistiese tipe staat kry. By trade and industry, handel en nywerheid gebeur dit nie meer, by die finansies gebeur dit nie meer nie. En ongelukkig sit ons in ons departemente nog met daai probleem. Ons moet nou weer hierdie sessie beëindig en ons gaan nou weer vinnige breek neem en dan kom ons terug vir die laaste sessie op ons gesprek oor heilige koeie met Piet Kroukamp en Nick Vink. Welkom terug by Nasie Gesprek. My naam is Johan Kirsten. Ek gesels met Nick Vink en Piet Kroukamp oor 'n paar heilige koeie in landbou en ons het so lekker oor grondhervorming gesels vroeër net voor die breek. Piet, ek het nogal van jou punt gehou oor wat beteken hierdie prosesse, weet jy, die distriksoplossings, die plaaslike oplossing, hele proses van grondhervorming vir daai groot gros van boere wat eintlik maar familieplase is. Kan jy 'n bietjie uitbrei hoe hanteer 'n mens dit polities, ideologies, prakties? Wat is die filosofiese gedagte rondom daai proses? Ek weet nie hoe mense, maar dis gewoonlik daardie boere wat die mees opponerend is oor die proses en wonder oor wat gaan van sy besigheid word. Ja, en dit is ook die boere wat die minister baie keer, ek dink, teiken as dit ware. Ek dink as hy praat van grondhervorming, praat hy van die familieplaas. Op een of ander ironiese manier het daar groot genade by die regering begin ontstaan van wat hulle noem leierboere, vir die werklike groot boere. Ek dink nie vir 'n oomblik hulle sien die groot, sê maar die megaboere nie as deel van die toekomsprentjie in Suid-Afrika nie, maar hulle dink ook daai boere dink toenemend aan grond as 'n kommoditeit, eerder as noodwendig een van 'n historiese identiteit. Nou dit is so dat die volgende 32,000 boere op die familieplase het hy waarskynlik geërf of het hom gekoop en het hom met moeite opgebou en dis waar hy sy kinders groot gemaak het. Daar's 'n ander identiteit, daar's 'n ander moraliteit daaraan verbonde, daar's 'n ander sensitiwiteit aan so 'n stuk grond verbonde. Nou, hoe oorbrug jy die politieke gaping tussen dit wat daai konsep verteenwoordig en dit wat die minister sien, dit wat die ANC sien, wat die regering sien? Ek dink weer eens om terug te kom by die punt wat ons aanvanklik gemaak het is mens moet daai boere ook kry om in te koop op die filosofie van transformasie en moenie die regering konfronteer met daai filosofie nie. En die regering sal met die tyd dink ek hopelik ophou om die boer te konfronteer met daai filosofie van transformasie as 'n destruktiewe filosofie wat sê ek gaan jou plaas vat of ek wil jou plaas vat of jy het jou plaas op 'n immorele manier bekom. Ek dink die regering kan ook baie keer en as jy met hulle praat daaroor dan kry mense die indruk dat hulle met die tyd dan koop hulle tog op die filosofie in. Moenie vir die boer heeltyd vertel jy het jou plaas gesteel nie. Ja. Want ek kan nou vir jou sê jy's besig om die party met wie jy noodwendig moet onderhandel te vervreem van jou. Ja. Maar ek dink jy het ook net 'n baie belangrike punt gemaak, die hele kwessie die boer op daai familieplaas het eintlik niks om te gee nie. Hy kan nie sy plaas verdeel nie. Hy kan nie sy aandele verdeel nie want hy het nie aandele. Ja, maar hy het iets anders wat hy kan gee. Nee, en dit is hy kan inkoop op die gedagte, hy kan sê man ek koop in op die filosofie dat daar groter toeganklikheid moet wees. Ek koop in op die filosofie van die beskikbaarheid van grond vir swart Suid-Afrikaners. Net daai bietjie politieke kapitaal wat jy op die tafel sit, dink ek kan ons 'n lang pad vat. Ja. Ek dink ons grootste probleem is en dit is ongelukkig sodat baie keer kry die regering die indruk daai boer is die een wat vir die Vryheidsfront gaan stem, wat konservatief is, wat reaksionêr is, wat regs is en wat sy geweer uithaal en wat sy werkers mishandel goed. Maar ons kan baie van daai persepsies kan ons verander deur eenvoudig onsself te polisieer. En ek dink dit is belangrik dat ons daai boere met die ingesteldheid hê van ons koop in op transformasie. Ons het nie 'n plaas om te gee nie. Ons het nie grond om te gee nie. Ons het nie eens kapitaal om te gee nie. Maar ons het ervaring, ons het ekspertise, ons het institusionele geheue wat ons bereid is om nader na die tafel te bring. Ek wil nou daai punt van die familieplaas en die struktuur van landbou bietjie uitbou en 'n paar statistieke op die tafel sit. Hier het genoem as 40,000 boere
maar dis 40,000 wat vir BTW geregistreer is. Daar is nog ander boere wat nie eens kwalifiseer om vir BTW te registreer nie. As jy nou die sensus byken, dan kom jy op by so 70,000 boere uit. En dan het jy 673 wat bo 10 miljoen bruto boerderyinkomste het. So 3% wat tussen 5 miljoen en 2 miljoen, 3% wat 3 miljoen tot 5 miljoen is, en dan het jy 'n groot gors 32% van die boere wat onder 500,000 opbrengs het. Dis familieplase, dis klein plase. En in heeltyd hierdie persepsie wat mense het oor boerdery as groot wit kommersiële boere. En ek probeer vir my studente ook altyd vertel, maar het julle geweet dat eintlik die meerderheid van boere in Suid-Afrika is ook klein boere? En dit kom nou by jou program in die Mohammed se gesprek met die leierboere, dat ons die visie geskep het dat al die boere is mega, is groot. Al die wit boere is groot. Maar jy moet onthou, grond het geweldige waarde in Suid-Afrika, meestal. Wat beteken as 'n boer sit partykeer op 'n plaas en hy maak R250,000 netto wins 'n jaar op by plaas, maar die plaas is 6 miljoen werd. As hy daai geld gevat het, die bankklub sit, het hy meer geld gemaak, geen risiko's gehad nie. So is eintlik swak bestuur van 'n bate. As ons hierdie klomp klein boere kry wat op 'n plaas sit, wat hy aansienlik beter met baie minder risiko's kan bestuur, maar dit word 'n leefwyse, verstaan jy? Dit is deel van 'n politieke stelsel. In Engels hulle the asset rich but cash poor. Maar daai verskynsel, ongelukkig dink ek, oor 15 jaar, oor 20 jaar, gaan daar baie minder van daai boere bestaan. Daar gaan baie minder van die familieplaas bestaan. Want omdat mense verstedelik, omdat mense die manier hoe mense dink, word toenemend 'n internasionale universele verskynsel. Gaan jy begin kyk na die grond as 'n kommoditeit, gaan kyk as 'n belegging. Jy gaan sê, maak dit nog vir my sin om hierdie grond te behou as grond? Ek wil my huis verkoop want jy maak 2 tot 3% per jaar op jou huis. Ek kan met my skaap maak ek 5,5%. Sorry, jammer vir die ouens wat dorp is boer. Maar ek maak ek 5,5%. So my beter om my huis te verkoop en die geld in die skaaploop sit. So ek dink toenemend sal mense anders te begin dink oor eienaarskap van grond ook. Nik, reaksie van jou? Ek weet die eerste ding wat ons net moet versigtig wees, as ons praat van boere met 'n jy weet ons het nou gepraat van R300,000 die grens. Dis nie wins nie, dis omset. So dit is, jy weet, die wins is baie klein. So daai ouens is werklik amper bestaansboere. En dit is omtrent die helfte van jou kommersiële boere in Suid-Afrika. Wat ons nog nie het nie, is ons het nog nie heeltemal so ver in daai skewe verdeling wêreld ingegaan soos wat die VSA gedoen het nie. Want in die VSA is dit baie duidelik dat 20% van die produsente lewer 80% van die opbrengs van die totale produksie. En die 20% van daai boere is werklik nywerheidsboerdery. Dit is nie, jy weet, dis korporasies. Die ding het nie 'n gesig nie. Is corporate ownership. Hy het nie 'n gesig soos wat tot elkeen van ons megaboere is eintlik dis 'n ou met wie jy kon gesels op jou program. In Amerika is hulle die CEO van een of ander korporasie gewees het, jy weet. So ons het nog nie daarby uitgekom. Ons weet nie presies wat die verdeling by ons is nie, omdat ons lanklaas 'n sensus gehad het wat dit gemeet het. Trouwens die syfers wat jy genoem het is uit die 2002 sensus. Ja, dis 2002 sensus. Ja, want ons bietjie kan ekstrapoleer na 2007 se sensus toe, want daar is 'n bietjie data, maar ek meen dis ook al amper 10 jaar terug. Maar dit lyk in die Suid-Afrikaanse omstandighede lyk dit of omtrent 1/3 van die boere, so 70%, 2/3 van die produksie. Maar praat 'n bietjie oor die rol van hierdie leier grootboere in die konteks van grondhervorming, konteks van transformasie, die konteks van groei van die landbousektor en die konteks van die beeld van die landbou. Ja, ek dink seker die belangrikste rol wat hy speel, die rede hoekom hulle groot is en hoekom hulle groter raak, is omdat hulle beter, die twee goed wat hulle beter doen as ander mense, die een is hulle bestuur hulle bates beter, en grond is 'n baie belangrike bate in daai opsig. En natuurlik die tweede een is hulle bestuur die inbring van tegnologie, nuwe tegnologie in die landbou. Dit doen hulle beter as die ander mense. Want jy weet, om te herhaal, ons weet almal landbou is 'n sektor waar as pryse afgaan, dan produseer die produsente meer. Ek leer my eerstejaars studente dat as pryse afgaan, dan verkoop jy minder van 'n ding. Maar in landbou kan jy nie, jy moet probeer om jou kostes te dek, so jy produseer meer. En as die pryse opgaan, dan produseer jy natuurlik ook meer, want jy weet dan wil jy wins maak. Die melkboere hulle melk 3 keer 'n dag sodra die pryse afgaan. Ja, jy weet hy raak hy kan jou baie seer maak. Maar so die enigste manier wat jy kan voorbly voor die ander produsente is om die nuwe tegnologie voor hulle in te bring, sodat jy weet die produksie wat jy lewer, die fisiese produksie, dat jy dit kan vermeerder.
Jy weet, in daai opsig is dit die ouens wat suksesvol is. Natuurlik, daar's altyd 'n bietjie geluk daarbey, want dis nie elke ou wie se bure dit nie kan haal nie wat se plase beskikbaar raak. En dit is baie makliker om jou plaas groter as om stukkies plaas hier en stukkies plaas daar te hê en so aan, onder normale omstandighede. So daar is ook 'n bietjie geluk by. Natuurlik die ander geluk is as jy jou ouers kan kies, jy weet, dan help dit ook, of as jy nou reg trou. Professor Kassier het altyd van sê daar's 3 maniere om grond in die hande te kry. Dis patrimony, matrimony en parsimony. Nick, ek wil gou vir Piet voor ons klaar maak, net vra oor jou program in die konteks en die beeld wat die boere skep, en hoe was die reaksie, wat is die kommentaar en so aan? Weet jy, jy moet versigtig wees vir sosiale media. Daar's altyd so 'n klomp ouens wat my aanval en sê jy is besig om die ANC op 'n sluimerende manier hier oor plase te sleep, dat hulle kan sien waar die ouens suksesvol is en dan gaan hulle daai manne se grond kom vat. Maar die feit bestaan is, ek het eendag sit ek hier in die Weskaap en daar sit 35 ouens wat in agribesigheid betrokke is en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle ouens se naam noem in landbou, want ek wil vir julle wys hoe min weet julle regtig van landbou, van hierdie groot boere, van die megaboere in Suid-Afrika. En dan gaan ek ou se naam noem en dan gaan julle vir my sê of julle hom ken. En ek gaan vir jou sê hierdie ou net sy logistieke rekening is so 200 miljoen jaar. Is dit 'n groot boer? Ja, nee, almal kon sê dit is pragtig 'n groot boer. Ek sê en ek noem die boer se naam, 3 van die mense wat in daai gehoor sit. En hulle is almal in landbou betrokke. 3 van hulle het ooit al van daai ou gehoor. Hy is een van die grootste boere in Afrika. So die verskynsel, nê, van werklik suksesvol op 'n megaskaal boer, van nie 'n prysnemer wees nie, van in 'n waardeketting funksioneer wat universeel op internasionale markte meeding. Daai verskynsel is eintlik iets wat tot my verbuistering relatief min mense weet van in Suid-Afrika. Goed, baie dankie Nick en Piet Kroukamp vir julle tyd hierso. Ons het nou 'n heerlike gesprek gehad oor 'n paar heilige koeie. Ek weet nie of ons kontroversieel was nie, maar ek dink ons het 'n paar sinvolle idees en gedagtes hier gekry vandag en hoop dit kan verder geneem word. Dit was dan Nasie in Gesprek. Ons groet julle tot 'n volgende keer. Nasie in Gesprek word met trots aan jou gebring deur Afgri en Jet, Graan SA, John Deere, Monsanto, Netbank en Senwes. Goed, welkom weer terug by Nasie in Gesprek. Ons het nou 'n geleentheid vir die gehoor om 'n paar vrae te vra aan die kontroversiële paneel. Johan, baie dankie vir 'n interessante gesprek. Ek sou graag net een kommentaar wil lewer, net een statement maak, soos hulle sal sê, want ek hoor Piet mag Afrikaans en Engels deel, so ek gaan dit ook nou doen. Aan die heel begin het Nick Vink 'n opmerking gemaak wat vir my 'n bietjie bekommernis inhou. Die feit dat ons binne in die georganiseerde landbou 'n geweldige groot dryfkrag oor die beeld van landbou van stapelstuur, en spesifiek binne in Agri-SA en binne die bedrywe, is die woord onbeskof gebruik, en ek wil 'n bietjie verskil van Nick daar, dat ek dink dat as jy oor die algemeen gaan kyk, as dit 'n algemene stelling is, dan moet ons dit nie veralgemeen nie, maar ek dink dit is vir ons binne georganiseerde landbou geweldig belangrik om die beeld van landbou te versterk. En ek kan nie saamstem dat ons onbeskof is nie. Ja, dat ons miskien harde realiteite en werklikhede met mekaar aanspreek, maar ek sou nie graag wou sien dat ons gesien word as wat ons 'n onbeskofte houding teenoor regering het nie. Tweede punt wat ek graag wil maak, is binne die bedryfsorganisasies waarvan ek 'n integrale deur vir baie jare in die wolbedryf deurkom, kan 'n mens die ongelooflike suksesstories van transformasie en van bemagtiging binne in bedrywe sien. En die hartseer is dat dit werklik nie geakkommodeer word, maar verder dat ons nie werklik die erkenning kry wat 'n Graan Suid-Afrika, wat die wolbedryf, wat die suikerbedryf, wat die melkbedryf doen. En dit is heel waarskynlik toe te skryf aan ons eie vermoë om ons suksesstories op 'n sinvolle manier te kan versprei. Maar ek dink dit sou 'n baie interessante gesprek wees, om op 'n stadium te gaan kyk wat die invloed van bedryfsorganisasies op transformasie, wat Piet baie duidelik uitgestel het, op klein skaal, op gemeenskappe en die invloed wat ons daar het. Baie dankie. Ja, baie keer gebeur dit hier, dat jy erkenning kry, of jy doen goed suksesvol in die filosofie van transformasie, en dan
word dit half afgeskiet, jy weet, en daar's half die doen dit beter as die regeringsdepartement of so, jy weet. En dit is gewoonlik wat Harry na verwys wat gebeur. So ek wil begin by jou en dan kan Nick Ek dink die bemarking van jou suksesse moet jy met baie fyn voetwerk doen. Verstaan jy, as jy brag werk dit nie, as dit lyk of jy politieke kapitaal koop werk dit nie. Verstaan jy, en ek weet nie wat die model is nie. Maar ek dink as mense koppe bymekaar sit en sê wanneer ons suksesvol is, wanneer ons werklik 2 tree vorentoe gegee het, wanneer kry ons op een of ander manier minstens erkenning daarvoor. Ek dink dit gaan oor bemarking. Ek dink hy sê sommer baie reg op. It's about us. Jy kan nie van die staat verwag. Hulle gaan dit definitief doen. My waarheid te sê, daar is vir hulle politieke kapitaal daarin om te maak asof jy ondermynend is. Daar is vir hulle politieke kapitaal daarin om te maak asof jy geen bydrae maak tot grondhervorming nie. En partykeer moet 'n mens opportunisties wees en dit moet lyk as jy moet die werk doen en moet lyk of die regering die politieke krediet daarvoor vat. Dis maar die fyn voetwerk. Dit geld in Suid-Afrika, dit geld in Amerika, dit geld op enige plek. Die bureaukraat, die staatsamptenaar wat jy wil hê met jou ter wille wees, jy moet op 'n of ander manier, daar moet iets in wees daarin vir hom. Dit geld oral. Ek dink die konsep van ek net vandag en ek wil nie in jou terrein ingaan nie want jy sê oor die onbeskof gesê het so dat jy die moeilikheid vat daarvoor. Maar kom ek sê vir jou, ek was al in 'n vergadering gewees. Dit was 'n verteenwoordiger van 'n landbouunie wat my nie sal nooi met te kan praat met by hulle boere nie. Ek was in daai vergadering gewees wat ek gedink het wat jy nou doen is jy skiet ons almal tussen die bene. Dis nie nodig om so aggressief, so dik gewrig te praat. Jy kon baie verder gekom het deur te klink asof jy konsidererend is en 'n kompromie. Maar net een nou, ons het net een nou nodig om te gaan en 'n jaar se werk te ondermyn met sy manier van praat. Nou, ongelukkig was ek al in 'n vergadering gewees wat ek gedink het dit wat jy nou doen, dit maak tot nie dit wat ons met groot moeite opgebou het. Ja, nee, ek dink Harry, daar's 'n een kant van jou argument is waar, nee. Ek bedoel daar is elemente waar daar definitief gepoog word om die beeld reg te kry so aan, maar daar is ook ek het ook daai situasies al gehad. Ek nie jy kan ook nee, ek meen die voorbeeld wat ek gebruik het, ek het in die begin van die jaar by die beleidskonferensie van Agri SA gepraat en ek het dit daar baie pertinent gesê want die adjunkminister was daar en ek wou gehad het hulle moet hoor ook. En dit is nie altyd net die boereverenigings of die kommoditeitsverenigings wat hierdie sondes pleeg nie. In hierdie geval die voorbeeld wat ek genoem het was Spotprent wat in die Landbouweekblad was. Wat eintlik wat die Spotprent gedoen het, is hy het vir die minister gesê jy is onnoosel. Want jy sê as jy weet as enigiemand vir my wil sê ek moet 'n nasionale ramp verklaar vir die droogte, dan moet jy eers vir my wetenskaplike bewyse bring sodat ek daai ramp kan verklaar. En die hele strekking van die Spotprent was wie die hel is jy om sulke goed te sê? Weet hoekom het jy wetenskaplike bewys nodig vir so iets? So dis nie altyd die produsente self nie of die verenigings of die kommoditeitsverenigings en in hierdie geval was dit die pers, die media. En hulle behoort hulle te skaam want jy weet hulle doen skade aan almal se pogings om hierdie verhoudings reg te kry op die vlak waar dit moet wees. Ek het eendag met minister Quinty gepraat en na 'n lang relasie met boere gevoer het en die hele tyd uit die Vryheidsmanifest aangehaal het. Toe sê ek vir hom, luister man, die Vryheidsmanifest is 'n waardevolle dokument. Dit is simbolies is dit geweldig belangrik vir swart Suid-Afrikaners en vir die bevrydingsstryd. Maar ek kan nou vir jou sê, as jy daai dokument hier ophaal vir hierdie ouens in regverdiging vir wat jy doen, is jy kan maar net sowel vir 'n bil 'n rooi vlag gewys het. It doesn't work. Kan jy nie iets anders. Wat van die grondwet? Hierdie ouens koop almal op die grondwet. Sê vir hulle man die grondwet, laat ons toe die volgende doen. Die grondwet laat jou die volgende ruimte. Moenie want ek sê nou vir jou die minister doen dit polities moetswillig. Hy's moetswillig as hy weet die mense wat daar sit is besig om te moer te raak omdat hy die hele tyd oor die want die Vryheidsmanifest impliseer my in 'n misdaad. It's not a good point to start from. Ek dink dis die punt ek dink is wat jy ook nou sê, daar's aan die ander kant ook so die hele tyd die term van as en them gebruik is aan die ander kant ook die verkeerde proses. Kom ons gaan na nog 'n vraag toe. Miskien meer 'n versoek as 'n vraag is om dat julle moet besef hoe belangrik julle job as meningsvormers is. Dit wat julle vandag hier sê word julle die geleentheid, julle die voorreg dat dit word publiek oor ons land gedra. En enige negatiewe boodskap wat julle dra, mense daar buite het nie die geleentheid om regtig die agtergrond te verstaan nie. En ek wil hom nou terugbring byvoorbeeld na Asof toe of na die poging wat Mohammed begin het om landbou bymekaar te kry. En spesifiek vir sekere sake, daar was onder geen omstandighede nog gesê dat enige van die deelnemende lede sy identiteit moet verloor nie. Trouwens, dis juist die sterk punt daarvan is
dit wat by mekaar hoort, dit wat jy as 'n gesamentlike groep in landbou sterker kan dra, net dit behoort by ASOF, of wat sy naam dan ook al mag wees, daar te lê. En ek wil vir u 'n voorbeeld noem, byvoorbeeld grond. Seker een van die mees moeilike sake wat ons gehad het om by mekaar te probeer uitkom. En jy so verstom, as ek dan name mag noem, as ek vir jou sê die naaste aan mekaar is die TLE en Anafasa dalk, by meeste van die geleenthede. Want elkeen besef, sonder kollateraal, sonder eienoomsreg, sonder grootte van skaal, is ons besig met 'n klug in hierdie land. Is ons besig om oormôre te sê, ons het sogenaamd boere van kleur gevestig, wat van die begin af nooit 'n geleentheid gehad het nie. Wat nie die opleiding het nie, wat nie die agtergrond het nie, wat nie die navorsing het nie, wat nie die voorligting het nie, die belangrikste wat nie die markgeleentheid het nie. Want hy gaan net 1 of 2 jaar produseer vir 'n verlies. Dan sy ook bankrot, dan is daai kamstige 14 of 30.000 rand daarmee heen. En ek kan op die 14.000 rand ook gereageer het. Dis verkeerd om te sê die 14.000 rand was destyds deur minister Ranekom daar gestel vir ons om grond in die swart woongebiede daar te koop, sodat ons plaaswerkers van huisvesting kan voorsien. Dit was uiters suksesvol hanteer en ek is spyt dit geld nie vandag nog nie. Want van ons wat daaraan deelgeneem het, se mense het ten minste vandag 'n vaste permanente adres in die dorp. Ek sluit af. Ek wil nie 'n lang toespraak maak, ek wil vir u sê julle kan help bou. Die geleentheid wat daar is om, en jy het die syfer genoem. NAVO is maar daar's 3 NAVO's. NAVO het nie eens administrasie oordentlik nie. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om daardie NAVO's wat daar is, se stem ook te help dra, om hulle te luister, om hulle in 'n geleentheid te stel, om ook in 'n groter groep oor dit wat ons saamstem, en hoor meer, ek herhaal dit, om dit wat ons oor saamstem, wat belangrik is vir landbou, om dit gedra te kry, om Mafasa se boodskap gedra te kry oor dit wat belangrik is, en ek kan lank daaroor staan, oppas om negatief te wees oor hierdie geleentheid wat daar is, en ons moet baie versigtig gaan ombou en nie oorhaastig wees nie, om dit wat gesamentlik hoort, sterker uit te dra, om 'n tipe van 'n autonomie daar te stel vir daardie struktuur, om dit wat ons oor saamstem, alles is dan net van vergadering tot na by 'n volgende vergadering, om dit met gesag te kan dra, want die sterkpunt van die regering van ons vandag, en ek dink ons help hom nou daaraan, is juis hierdie deel en verheers. As hy oor hierdie saak wil praat hy net met Afasa. As hy oor daai saak praat, dan praat hy net met Agri SA. As hy oor daai saak praat, dan blameer hy die TLE. En ons het die een geleentheid vandag in ons land om hierdie groeperinge bymekaar te kry oor wat bymekaar hoort. Dankie. Dankie Jakim. Miskien jy daar bly want ek wil spesifiek vir jou 'n vraag vra en dit is hoe sien jy die pad vorentoe? Weet want die inisiatief is begin destyds met Mohammed en die klomp leierboere en dan ook die organisasie wat bymekaar gekom het. En ek het spesifiek hierdie heilige koeie op die tafel gesit want dit is 'n moeilike onderwerp want dit wil vir my voorkom of die ander organisasies bedreig voel deur die ASOF wat groei. Hoe sien jy die toekoms? Hoe sien jy hierdie beeld? Hoe deel jy met hierdie aspek? Het is net logisch dat sekere organisaties bedreig voel. Je het bijvoorbeeld genoemd die getallen. Kom ons noem goed feite by die naam. Agri SA sit met, kom ons sê 30.000 lede. Nou moet hy saamwerk met NAVO of Afasa wat met miskien 3.000 lede het as hy soveel het. By die kongresdag baie meer op, maar ons weet ons nou hoeveel is opbetaal. So dit is inherent, is dit 'n bedreiging. Wat maak jy met autonomie? Wanneer gee jy vir hierdie nuwe struktuur die gesag om oor iets te kan praat en hy dag by Kweri Montage op of hy dag by die president op of dan en skielik word dit nou gesien dis dalk nou nie meer Agri SA nie. So dis 'n baie netelige situasie wat ons moet bou oor 'n langer termyn om juis te vestig waar lê die vertroue, maar met die klem daarop dat jy kan nie Agri SA aantas of TLE aantas nie. Hy het sy eie autonomie, hy dra sy eie sake. Die pad vorentoe, ek dink dis die vraag wat jy vra. Ons het so 2-3 weke terug weer met Mohammed Karaan gesels en vra maar 'n bietjie leiding oor hoe hanteer ons hierdie saak op die pad vorentoe. Die nuutste aanbeveling in ons 20ste, ons volgende vergadering, of dit sal deurgaan weet ek nie, is om te sê kom ons vestig dan ten minste 'n autonomie slegs van vergadering na 'n volgende vergadering. Oor dit wat ons aan saamstem, dat daardie struktuur in sy sekretariaat slegs die autonomie het om daaroor te praat met wie ook al van belang is, of dit nou Eskom is of dit nou arbeidssituasie is met ons adjunkt president of wie dit ook al mag wees. Maar dat is by 'n volgende vergadering as een van die lede dan voel dit is nie meer 'n nasionale standpunt nie, dan kan die organisasie nie meer daardie saak verder dra voor die nasionale standpunt nie weer uitgesorteer is nie
En ek dink dis die crux, dis die deel wat ons nie verstaan nie. Daar word ure en dae en amper sê maande aan spandeer om tog konsensus standpunte daar te stel. Wat meer het ons nodig in hierdie land? Ek wil gou vir Piet vra om te reageer want jy het net so 'n interessante opmerking gehad oor die identiteit en behoefte vir eenheid en so aan. Wat na alle ding wat Japie nou gesê het, want hy is nou een van die drywers daar. Ja, ek dink wanneer hy byvoorbeeld sê kom ons dit waaroor saamstem, ons gebruik dit as 'n basis om die gesprek verder te vat. Ek dink dit is wat mense moet doen. Jy moet goed in gemeen kry en jy moet aanvaar dat daar bepaalde goed is wat vir jou belangrik mag wees, maar vir die gemeenskaplike doelwit is dit ondermynend, verstaan jy? En ek dink jy moet op een of ander manier daar bou, maar die enigste manier hoe ek dink dit werklik kan gedoen kan word is wanneer jy 'n sentrale plan het. Dis hoekom ek so optimisties was oor die ontwikkelingsplan, verstaan jy? Want ons stem nie almal daaroor 100% saam nie. Dit is 'n kompromisdokument. Maar ek het gedog daar's tegniese aspekte waaraan ons oor kan saamstem. Is ook goed. Ek is van Agri SA, jy's van TLE en jy's van Afas, wat ook, maar die feit bestaan hierdie bepaalde aspekte is nou deel van die meesternarratief. Ons gaan dit probeer tot uitvoer bring. En dit gee dan die vermoë om werklik proaktief te werk in bepaalde goed ten spyte van jou historiese verskille op ten spyte van die feit dat jy rondom ander belange organiseer. Maar die voetwerk wat hulle doen is eintlik fenomenaal as jy kyk in die geweldige moeilike terrein waarin ons funksioneer polities andersins en die dinge verander die hele tyd. Die ander dag ek kan dit net maar sê maar die ding nou al deur die mat geval het ons ek 'n paar boere gevat het daar na die nee, ek gaan liewer nie sy naam noem maar na baie belangrike persoon toe. En op 'n stadium het nie wat ek kan nie saam met julle gesien word nou nie. Dit is nou groot moeilikheid as dit gebeur. Verstaan jy? Maar sien hoe vloeibaar is die situasie en hier binne dit nee, moet jy probeer verhoudinge bou, jy moet probeer konsensus mee. As jy kyk wat ons reg gekry het tot nou toe in landbou, dis absoluut fenomenaal want ons verhouding met die regering is eintlik nie so sleg as ons baie keer dink nie. Die erkenning wat ons kry van die regering as 'n belangrike sektor van die ekonomie is eintlik nie so sleg nie. Ons moet versigtig wees vir retoriek wanneer jy ons politieke kapitaal probeer maak vir verkiesings seker goed en dit wat werklik gebeur aan die binnekant wanneer ouens soos hulle gesprekke aangaan en werklik dink baie keer vooruitgang maak. Nico, jy 'n paar punte is reg. Okay, nog een kan ek net vinnig noem dit is die basis van ooreenstemming binne in hierdie groeperinge en dit was al 'n wonderlike deurbraak dat al vier sê die nasionale ontwikkelingsplan is die plan wat almal onderskryf en waarop gewerk kan word. En dit was al 'n groot deurbraak. Ek sukkel net om minister Quinty te kry om te sê. Nou praat ons in dieselfde rigting. Ek kan daaroor met jou lank praat. Ja goed, Japie, baie dankie dat jy was want dit is nogal belangrik dat ek jou woord ook kan hê. Daar's nog een vraag agter. Eers ons hier gepraat van georganiseerde landbou moet 'n tipe van 'n rustige houding hê teenoor die regering. Nou ek het absoluut simpatie met georganiseerde landbou. Jy weet ons as boere voer weer georganiseerde landbou moet meer pertinent opstaan vir ons as boere. Jy word gedreig, jy word sleg gesê as boer. En dan kom georganiseerde landbou en hy het hierdie rustige houding teenoor regering. So dis sê hulle vir ons steel die grond, dan voel ek as boer. Nou vat hom hof toe om bewys hom verkeerd. Jy verstaan vir sekere uitsprake word jy moeg. So ek wil net vir georganiseerde landbou sê regtig, innige simpatie. Die volgende punt wat ek wil aanhaal, Piet, jy het nou gepraat van onder 300 000 inkomste is jou familieboerderye. Ja. Kom ek jou sê 300 000, 3 miljoen, 5, 7, 10 miljoen. Hulle is almal familieboerderye. Jy het 'n klomp paar megaboere bo. Dis besighede. Jou ruggraat van landbou is jou familieboerdery. Dis nie jou megaboere nie. Dis jou familieboerderye. Dis die boerdery wat nog altyd landbou gedra het en dis die boerdery wat altyd landbou sal dra. Dis die ou wat gebonde is in die grond. Hy's 'n megaboer is groot, maar jou effektiewe boer wat dit elke hektaar benut voluit. Is die familieboer, is nie megaboer nie, is die familieboer. Hy ken sy grond, hy haal elke ding uit daai stukkie grond uit. Hy bou sy grond. En ek voel net daar word desa persepsie gebou als gaan die megaboer. Ek sê als lê by die familieboer. Dis my standpunt. Kyk, ek stem met hom saam. Kyk, ek is 'n mini familieboer. Ek is baie klein, ek ry met 'n Land Rover ook. So die laaste gaan ons praat oor familieboerdery is ek en ek kan net vir jou beloof dat die institusionele geheue wat van die groot ouens suksesvol maak is gebore en ingebed in die familiekonsep. That's where it all start. Ek het nie twyfel daaroor nie. Maar ek dink net as die familieboer nie effektief gaan boer nie, as hy nie sy kommoditeite maksimaal gaan benut nie, is dit die ou wat finansiëel
die hoogste risiko's loop en dis ook die ou wat polities die hoogste risiko's loop. So dit help dit help nie mense gee vir hom 'n sugarcoat van wat werklik besig om te gebeur. Ek kan nou vir jou beloof dat die familieplaas of die konsep van die familieplaas is die een waaroor die regering se argbaan die duidelikste is. Daar's 'n historiese wantroue heens die boer wat op sy plaas met sy tiervelhoed in die mielieland staan met sy veldskoene aan, met sy two-tone hemp. As die regering dit sien, dan het hy dis 'n negatiewe konsep vir hom. En die oomblik wat hy 'n suksesvolle besigheidsman word, hy kom met sy aktetas dan, is hy 3-piece suit en hy ry ordentlike kar, nie Toyota en 'n Land Rover nie. Dan verander dit gaan oor persepsies ook. Ja, Ongelukkig gaan dit maar polities oor persepsies ook. En ek dink net veral daai boer, die familieplaasboer, ek dink ons moet onsself net bietjie rad polities. Dat ons moet dit is so jy raak moeg vir die regering wat heeltyd vir jou sê die grond gesteel. Mense raak moeg daarvoor. Maar ek kan as ek wil met 'n mes na 'n gunfight toe stap en ek kan nou vir jou beloof as jy nie politieke mag het geen jy het verloor. Uiteindelik sal jy verloor as jy met die verkeerde manier aankom. Of ek kan soos wat mense ons elke dag van ons lewe doen besef, jy moet nou diskreet wees, jy moet takties wees, jy moet intelligent wees, jy moet spasie tussen jou en skep tussen jou met wie jy argumenteer. Jy moet al jou resources put, jy moet selfvertroue hê and then you have to fight this battle. Want ek kan nou vir jou sê as jy aankom met jou .22 geweer of met jou 308 of wat ook al jou jaggeweer en jou groot Fort bakkie en jy sê vandag skiet ek die kak het julle almal uit. You're going to lose the fight and you will lose your farm too. So dit gaan oor jou ingesteldheid, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy praat. En kom ek sê net vir jou, ons het 'n geskiedenis opgebou. Dis hoekom daar vandag nog nie werklik 'n duim grond gegee is, 'n prys gegee is aan 'n radikale grondhervorming. Dis hoekom boere suksesvol is. Hulle vermoë om 'n tree terug te gee, weer 'n keer te dink, intelligent te redeneer en te sê, okay, wag, kom ons kyk of ons 'n kompromie kan bereik, want ek en jy gaan mos nooit saamstem nie. It's about compromises. Dis waaroor dit gaan in die toekoms. En ons doen baie goed as ons kompromieë probeer aangaan. Ons doen baie sleg as ons sê ons sal oor die loop van 'n geweer gaan ons hierdie ding uitsorteer. Want jy gaan dit verloor. Jy sal dit verloor, jy gaan nie wen so nie. Maar dis nie ons ingesteldheid. Daar's 'n paar ouens wat ons 'n slegte naam gee omdat hulle daai ingesteldheid het. Jy kan my onbeperk beledig. Maar dis nie 'n race nie. Hier is 'n maraton wat ek moet wen uiteindelik. Goed, dan kan ons net sê baie dankie vir ons spanhierdie is weer eens Piet Kroukamp en Nick Vink. My naam is Johan Kirsten en ons groet dan weer tot 'n volgende keer. Nasie in gesprek word met trots aan jou gebring deur Afgri en Jet, Graan SA, John Deere, Monsanto, Netbank en Senwes.